Ons het verlede week gepraat oor die koninkryk van God en wat die koninkryk is en ons taak om deel te wees daarvan. En ek gaan vanoggend net aangaan met die boodskap, want daar sekere beginsels wat ek en jy moet verstaan om in die koninkryk te kan instap. Verwag die Here van ons gehoorsaamheid. Hy verwag van ons om daar te wees wanneer hy ons wil gebruik. Hy verwag van ons om in sy teenwoordigheid te kan bly. En ons gaan vandag net so 'n bietjie kyk na wat die woord sê oor die werking van die Heilige Gees in ons lewe om ons op hierdie pad te kry in die koninkryk in. En dis my gebed dat jy werklik waar vandag die hart van die Here sal beleef en nie net skrifgedeeltes sal onthou nie. Ek gaan vir ons 'n lied laat speel, veral dat jy luister na die woorde. Ek weet dis 'n AI liedjie, maar ek het die woorde self geskryf. Die woorde kom uit vandag se preek uit. So luister daarna en dan kyk ons wat sê die woord vir ons. Voordat ons die liedjie speel, gaan ek vir jou die teksgedeeltes van vandag gee. Dieselfde as verlede week Matteus 6. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En vandag gaan ons aan met die volgende deel. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En Matteus 6 vers 10, laat die koninkryk kom, laat die wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. En dan wil ek net die Engels ook lees van Matteus 6 vers 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Today has enough trouble of its own. Julle kan vir ons die liedjie speel, luister na die woorde, maar laat ook toe dat die Heilige Gees jouself vanoggend bedien. I hear your voice calling out to me. Wind of God, breathe on me. Fire of God, burn in my heart. Spirit of God, awaken me. Presence of God, remain in me. Come, Holy Spirit, you are God's promise. You are heaven's witness. You make me like Jesus. Come, Holy Spirit, you make me holy. You make me new. Your Spirit lives in me. You breathe life in me. I hear your voice calling out to me. Wind of God, breathe on me. Fire
Come, Holy Spirit. You pour out love. You grow deep peace. You form joy within me. You make my life bear fruit. I hear your voice carried out to me. Wind of God, breathe on me. Fire of God, burn in my heart. Spirit of God, breathe out to me. Presence of God, remain in me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Stay with us forever. Never leave us. Never forsake us. I hear your voice, Spirit of truth. Come, Holy Spirit. Hoe antwoord jy hom? Wat sê jy en wat doen jy wanneer jy sy stem hoor? Want die Here is selfs vandag nog hier. Hy roep jou. Hy roep jou vanuit die koninkryk uit. Hy roep jou om in die troonkamer van God self te kan instap, want hy het jou die reg gegee om 'n seun en 'n dogter van God genoem te word. En as 'n volgeling van Jesus Christus, het jy die reg om aanspraak te maak op 'n koninkrykskind, om dit te kan wees. Ons wag vir die terugkeer van Jesus. Hoe is ons besig om klaar te maak daarvoor? Is dit maar net iets wat ons weet in die woord van God staan? En ons hoop ons eendag daar gaan uitkom. Want daar's goed wat gebeur in ons lewe en ons wil die goed van gister vat en oor vandag spring om by môre uit te kom. Want môre gaan dit wat gister gebeur het nie meer so sleg lyk nie. Môre gaan anderster lyk. Maar die Here gee vir ons vandag. Hy gee vir ons vandag om voor te berei. En hy gee vir ons die krag deur sy Heilige Gees om die seerkry van gister te kan los en te konsentreer vandag daarop dat ons vir hom kan sê, Here, dankie, ons weet die goed wat gister gebeur het, was nie lekker nie, maar dankie dat U my help om dit om te keer, sodat ek, wanneer ek vandag leef, ek sal leef tot eer
en verheerliking van my God. Here is in beheer van jou gister, hy is in beheer van jou vandag, hy is in beheer van jou môre, maar hy wil hê jy moet vandag voluit vir hom leef. Jy moet vandag, dit wat hy op jou pad bring, moet jy vat en oopmaak. Dis 'n geskenk wat hy vir jou gee. As jy verklaar dat jy 'n volgeling van Christus is, beteken dit, jy staan onder die autoriteit van God, van Christus. En dan is hy in beheer van sy wil vir jou. Ons het laasweek gepraat daaroor. Dis God se wil dat ek en jy in die koninkryk moet instap. Ons deel daar moet doen. En as jy wakker word, toe jy wakker geword het vanmôre, moes jy geweet het, hierdie is nog 'n dag wat die Here by my lewe voeg, om hom te verheerlik. Ek was vroeg wakker gewees. Ek het gesien hoe kom die son in ons huis in. Die skaduwee aan ons slaapkamer teen die muur het 'n kruis gevorm. En ek het geweet, die Here se hart is om ons nog steeds bewus te maak van wat Jesus vir ons aan daai kruis gedoen het. Want as ons dit besef, as ons daarmee leef, gaan dit vir ons baie makliker wees om in te stap in die koninkryk van God. Sien, die Heilige Gees roep ons. Hy roep ons om te luister na die uitnodiging wat God vir ons het. Kom stap vandag saam met my. Kom stap vandag saam met my. Moenie bekommerd wees of ek môre nog steeds daar gaan wees nie. Ek is vandag by jou. Jy is my kind, jy is my seun, jy is my dogter. Nek fariseer kry op my, sê die Here. Want hy wil nuwe goed vir ons kom gee. Jy sien, ons bly vra, wat is God se plan met my lewe? Waarheen gaan my bediening? Waarheen gaan ek volgende jaar? Waar gaan ek volgende jaar wees? Ons vra al hierdie vrae oor die toekoms. Jy sien, Jesus wil ons by 'n plek uitbring, die Heilige Gees wil ons by 'n plek uitbring, dat ons absoluut nou vertrou op die Here vir dit wat nou gebeur. Hy's besig om dinge oop te maak. Sy tyd is sy tyd vir môre. Vandag staan ek en jy. Here, wat wil U vandag met my doen? Here, wat wil U hê wat ek vir U moet doen vandag? Hoe moet ek optree teenoor ander? Dis wat hy wil kom doen. Ons kan saam met hierdie lied sing. Here, ons hoor U stem. Maar wat maak ons met dit wat ons hoor? Ons kan dalk al vir jare 'n pad met die Here loop, vir jare lank 'n Christen wees, maar het ons dalk al bietjie afgestomp vir die stem van die Here. Om so by hom in te dring, dat jy duidelik hoor wat jy moet doen, wat jy moet los, waarmee jy moet besig wees. Hoor ek nog, wanneer die Heilige Gees vir my spesifieke opdragte wil gee? Want die dag toe ek en jy hom aanvaar het as ons verlosser, daar waar hy gesê het, kom, volg my, het ons 'n geestelike belofte aan hom gemaak, dat ons die pad saam met hom sal loop, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons nie kompromieë sal aangaan nie, en dat ons sal onderwerp aan hom wat ons Here is. En vandag het ons die kans om vir die Heilige Gees te vra om ons te verander, om ons by 'n plek uit te bring wat ons kan in goddelikheid, in die glorie van God kan instap
in die koninkryk. Vandag kan ons kom vra, Here, blaas die wind van die asem en u gees weer in my. Here, maak my weer lewendig, maak my geestelik weer lewendig. Here, blaas net u wind oor my. Jesus blaas op sy disippels en hulle ontvang die Heilige Gees. God in die tuin van Eden. In die begin. Voordat hy vir Adam in die tuin invat, het hy hom gemaak uit klei uit. Hy het daar met hom gestaan in sy hande. Met sy gees in Adam geblaas en Adam het lewendig geword. Kan ek en jy vandag vra, Heilige Gees, soos daai dag by die skepping, kom blaas weer u asem in ons. Here, ek wil in u lewe. Here, neem wat reeds in my, wat u in my begin het, en maak dit weer wakker. Jy weet wat die Here al besig is in jou lewe. Hy is die een waar hy lewe kan terugbring, die asem terugbring. Jy moet nie 'n nuwe geloof kry nie. Want jou geloof is in Christus. Jou geloof is dit in God. Maar jy kan weer asem kry om in daai geloof te lewe. En vandag kan ons vir die Heilige Gees vra, Here, bring die vuur van God terug in ons harte. Jy sien, dis die plek. Dis die plek waar die Vader en Jesus en die Heilige Gees met jou werk. Dis die plek waar hy wil inkom. Dis sy absolute geheime plek saam met jou. Want dis daar waar jy met hom kan praat. Dis daar waar hy met jou praat en jy sy stem hoor. Wat 'n vreugde moet dit vir ons as Christene wees om te weet dat God sit sy hele wese in ons harte in. En dan kan ons vra vandag, Vader, bring net weer deur die Gees, Heilige Gees, bring die vuur terug in ons lewens, in ons werk, in ons lewe by die huis, in dit wat ons doen. Bring die vuur terug. Want ons raak gewoond aan maniere hoe ons die Here dien. Ons raak gewoond aan maniere hoe ons die Here wil die goed doen wat ons moet doen. Ons raak gewoond aan dit wat ons wil hê moet gebeur in die koninkryk. Ons het persepsies. Ons het verwagtinge. Maar laat die vuur van God begin brand in jou hart weer oor wat hy wil. Dan kom hemel en aarde by mekaar in daai vuur. Vra die vraag vir jou, is die vuur van God nog steeds brandend in jou hart? Baie van ons het geestelik aan die slaap geraak. Het geestelik by 'n plek gekom waar ons moeg is. En ons raak maklik geestelik moeg. Maar laat ons dan vandag ook net sê, Gees van God, maak my wakker. Maak my wakker. Waar het ek en jy geestelik aan die slaap geraak in ons lewe? Op die plekke waar die Here ons sit, waar ons is. Miskien het ek dalk ophou bid, soos wat ek altyd gebid het, om in te dring in gebed, om tyd te spandeer met die Here, dat ons nou by 'n plek kom wat ons bid, maar dat dit verander het, die kultuur van ons gebed het verander. Miskien lees jy nog die Bybel, maar praat die Bybel nog met jou? Praat dit met jou wanneer jy dit lees
wat die Here vir jou gee. Ons gebed moet wees, Heilige Gees, maak my wakker vir die koninkrykswerk. Maak my wakker om in die Gees te kan hoor wanneer iemand my praat. As ek en jy 'n verwagting het dat daar goed moet gebeur, dan moet ek en jy in die teenwoordigheid van God inkom. Ons moet in sy teenwoordigheid wees, daar waar ons wonderwerke wil hê, daar waar ons deurbrake wil hê, daar waar ons die goed van môre nou al vandag in ons lewe wil sien, moet ons in die teenwoordigheid van God inkom. En laat ons vandag net weer vra, laat die teenwoordigheid van God in my bly. Nie net bly totdat my probleem opgelos is nie. Nie net in my bly totdat my deurbraak gekom het nie, maar laat die teenwoordigheid van God in my bly. Want dit is in sy teenwoordigheid waar alles gebeur. Jy sien, ons grootste behoefte moenie wees om in die gawes te vloei nie. Ons grootste behoefte moenie wees dat ons saam met mense kan bid om genesing te kry nie. Ja, dis belangrik. Maar ons grootste behoefte moet na God wees. Ons moet 'n behoefte hê dat hy in ons lewe is, dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Ons moet 'n behoefte hê om net te kan sê, Vader, hier is ek. Hier is ek. Nog voordat hy kan vra, Adam, Eva, waar is jy? Dat ek en jy met vrymoedigheid kan sê, Here, hier is ek. En dan het ons al so afgestomp geraak, dat ons 'n bietjie afgestof moet word, dat ons vandag weer moet vra, Here, laat u Gees my weer maak, soos Jesus. Dat ons bereid is, dat die Heilige Gees ons transformeer, terug na die beeld van God. Dat hy Jesus weer kom vasmaak in ons harte, want dis hoekom die Heilige Gees gekom het, om ons terug te kry by Jesus, sodat ons deur Jesus kan teruggaan na die Vader toe. Want ek het dit al gesê, die Heilige Gees is die een wat ons voorberei, om eendag in die teenwoordigheid van Jesus te kan wees. Hy is die een wat ons voorberei en ons toerus, vir ons werk in die koninkryk. Ons begeerte moet nie wees na meer geestelike ervarings nie. Ons begeerte moet wees om soos Jesus te wees. Sodat ander hom in ons lewens kan sien, sodat ander sy glorie kan sien en kan sê, daar is waaragtig 'n God wat lewe. Vra die Heilige Gees om jou daarmee te help. Môre behoort aan God. Dis nog nie joune vandag nie. Maar wanneer ons toelaat dat die asem van God, die vuur van God, die teenwoordigheid van God weer deel word van ons lewe. En as ons dan instap in die koninkryk, dan sal ons die onvoorwaardelike liefde van God beleef. Sy liefde vir ons, en dan kan ons daai selfde liefde uitleef teenoor ander. Dan kan die vrede van Jesus oor jou kom. 'n Vrede wat ek en jy nie kan verstaan nie. 'n Vrede wat ons nodig het wanneer ons deur goed werk. Wanneer daar op ons getrap word, wanneer daar oor ons gepraat word. Wanneer ons afdraai paadjie soek. Dat God absoluut vir ons vrede gee
oor vandag. En dan dat hy die vreugde in ons lewe kom herstel. Die vreugde wat hy in jou hart ingeplant het. Daai dag toe jy geskep is. Toe was sy vrede in jou gewees. Hy wil dit herstel. En dan kom jy by 'n plek waar daar vrug uit jou uitgroei. Wanneer die vrug van die Heilige Gees sigbaar word in jou lewe. Sigbaar. En wanneer vrugte ryp word, kan jy dit eet. Kan mense rondom jou daai vrug van die Gees deel maak van hulle eie lewe. Dis wat die Vader vir ons wil hê. Dis wat Jesus kom doen het aan die kruis. En dis wat die Heilige Gees vandag hier is om vir jou en my te kom sê. Ek roep jou omdat ek met jou wil praat. Ek roep jou omdat ek tyd wil spandeer met jou. Ek roep jou om jou te help om by die plek te kom waar ek jou wil hê, waar jy moet wees. Die Heilige Gees is die een wat ons help om vandag te lewe. Vandag te lewe en hoop te hê vir dit wat gaan gebeur môre. Ons werk met 3 dae, gister, vandag en môre. God is altyd dieselfde. Want deur God se genade kan jy niks aan gister doen nie. Gister is verby. Hy's klaar. Maar vandag kan jy leef in sy gehoorsaamheid. Jy kan luister na wat die Heilige Gees vir jou sê. En vir môre kan jy 'n vertroue hê dat God weet wat hy doen. Dat hy klaar sy pad vir jou uitgewerk het. Die pad om te loop. Maar die keuse is vandag joune. Wil jy hê dat hy nuwe asem in jou moet blaas? Wil jy hê dat hy nuwe vuur in jou moet blaas? Wil jy hê dat hy jou moet transformeer om meer en meer soos Jesus te lyk? Want dan kan jy met vrymoedigheid in die troonkamer instap om by die Here te gaan sit en vir hom te vra om jou lewe te verander. Om die leemtes wat daar is te vul. Om die seer weg te vat. Om jou net in te bring in sy goddelike liefde vir jou. Kom ons afsluit met 'n gebed. Jy kan dit saam met my bid. Kan jy eie gebed bid. Here, dankie dat ons nie hoef terug te gaan en gister weer oor te leef nie. Here, dankie dat ons nie hoef vooruit te hardloop om môre te probeer beheer nie. Dankie dat U ons vandag ontmoet. En dankie dat U vandag met ons wil praat, Heilige Gees. Want U Heilige Gees kom sê vir ons, luister vandag, leef vandag, gehoorsaam vandag, wees soos Jesus vandag. En Here, wanneer môre uiteindelik vandag word, weet ons dat U liefde nog steeds daar sal wees. Vader, in die naam van Jesus vra ons nou, Heilige Gees, maak my wakker. Asem nuwe lewe in my. Brand weer in my hart. Laat my U stem hoor. Bly in my en maak my soos Jesus. Want ek wil nie besig wees met dinge van gister nie, Here. Ek wil dit nie herleef nie. Maar ek wil ook nie die vrees van môre in my hart hê nie. Here, U het my vandag gegee. Hier is ek. Gebruik my vandag in die koninkryk tot U eer,
en tot verheerliking van U naam Jesus. Heilige Gees, Here, ons wil net ons ore oopmaak. Ons wil ons harte oopmaak, sodat ons net in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here, dat U ons Here is. Amen.